Dis maklik om te bly wanneer alles goed gaan. Dis maklik om loyaal te wees wanneer jy verstaan, wanneer jy saamstem, wanneer dit jou pas. Maar ware loyaliteit word nie op goeie dae gebou nie. Dit word gebou wanneer jy kon wegstap, maar besluit het om te bly. 'n Huwelik hou nie omdat twee mense nooit sukkel nie. Dit hou omdat hulle beloof het, ek is hier om te bly. 'n Familie bly sterk nie omdat almal perfek is nie, maar omdat hulle mekaar nie los nie. En dieselfde vraag staan voor elkeen van ons. Sal jy God volg net wanneer dit maklik is? Of sal jy sê, ek is hier om te bly? Want selfs wanneer ons ontrou is, bly hy getrou. Hy het nooit sy verbond met ons verbreek nie. Die vraag hierdie maand is nie of God getrou is nie. Die vraag is, sal jy bly? Hier om te bly. Hemelse Vader, dankie hierdie oggend dat ons harte gefokus kan wees op U. Here, U is ons goedheid, ons ferm fondasie en ons kies om ons lewens te bou op die fondasie van die liefde. Here, in hierdie oggend, dankie dat ons harte kan oopmaak aan 'n goeie Vader. Een wat ons beste belange op die hart het. Here, in hierdie oggend verklaar ons, U is heilig. Daar is niemand soos U nie. Niemand wat ons eerder sal vertrou as vir U nie, Here. Dankie in hierdie oggend dat ons bid dat U in ons midde in elkeen se hart vanmôre sal praat soos wat net U kan. Aan U al die eer, al die lof en al die aanbidding in Jesus naam alleen. Amen. Amen. Goeiemôre Lofwoord familie. Wat 'n voorreg om vanmôre hier by mekaar te kan wees en baie dankie vir ons aanbiddingsspan vir so 'n ongelooflike spesiale worship. Dit is so lekker in teenwoordigheid van die Here. So ons is in 'n splinternuwe maand en die Here is goed vir ons. Ons is so dankbaar vir sy liefde en vir sy teenwoordigheid. En vanmôre wil ek 'n hartlike welkom gee. Goeiemôre vir ons Lofwoord familie, al ons Lofwoord vriende. As jy 'n besoeker is wat vanmôre dalk vir die heel eerste keer by ons gemeente is, baie welkom by die huis van die Here hierso, dat jy saam met ons kan kom kuier. En so ook vir ons aanlyn kykers wat reg oor die wêreld kyk. En vanmôre het ons 'n woord wat so half in lyn is met dit vir elkeen van hulle ook wat vanmôre van ver af kyk hierso na die huis se kant toe. Nou op my verhoog vanmôre sal jy sommer dadelik gesien het, hier's iets anders. En vir baie van ons is hierdie bietjie na in die huis. Ons het 2 vlae hier op, maar eintlik kon hier baie ander vlae op gewees het. Vanmôre is daar 'n Suid-Afrikaanse vlag wat is hier waar ons is, maar daar's ook 'n Amerikaanse vlag op die verhoog. Dit kon 'n Australiese vlag of 'n Nieu-Seelandse vlag of 'n Britse of Amerikaanse, ek het sê Amerikaans, Nederlands of Belgies of Engeland, enige ander vlag ook gewees het op hierdie verhoog, want dit is so relevant. Dit is so relevant in ons tyd. Maar vanmôre verteenwoordig hierdie vlag soveel meer as net 2 lande. Vanmôre verteenwoordig dit wat ons op hierdie verhoog het, eintlik baie meer. Dit verteenwoordig 2 rigtings, as jy sou wou. 2 drome, 2 vrae, 2 opsies, 2 moontlikhede. En vanmôre, wanneer ons begin met 'n splinternuwe maandtema, gaan ons praat oor huis is waar die hart is. Huis is waar die hart is. En ons doel is nie om vanmôre politiek te praat of wat ook al so goed nie, al is hierdie goed in ons agterkoppe, ek weet nie van julle nie. Dit is maar daar. Is ook nie om iemand bang te praat of iemand skuldig te laat voel nie, want dit is soveel keer, ons harte is gekoppel aan van hierdie goed, en ek weet, is baie mense wat vanmôre in hierdie gemeente sit, wat se harte vol is.
Ek en Jaco praat met so baie mense en ons het so baie vriende wat op 'n daaglikse basis met ons praat en vir ons sê, Jaco, ons het 'n groot besluit gemaak, ons gaan immigreer. Ons gaan 'n kans vat op 'n nuwe begin. Ons het ook soveel vriende wat letterlik nou elke dag vir ons WhatsApp video's en foto's en goeie stuur van hulle nuwe lewe wat hulle begin het. En saam met dit gaan daar baie emosies. En jy sit dalk hierso vanmôre en jou kinders is in Nieu-Seeland of in Australië of in Amerika. En hier is persoonlik, is na in die huis. Dis na in die huis, want is ver van die huis. Is dit nie waar nie? En vanmôre is daar soveel van ons wat se harte op ander plekke is. Ver van die huis af. Maar ek hoop vanmôre dat ek en jy vanmôre op 'n plek gaan kom waar ons kan vra, wat is huis regtig? Wat beteken huis regtig? En waar behoort my hart? Waar behoort my hart? So vanmôre, kom ons begin so met dit. Ons lewe in 'n wêreld waar moeilike dinge nie sommer hanteer word nie. So ons is sommer, ons val sommer met die deur in die huis. Ons lewe in 'n wêreld van cancel culture, het julle dit al gehoor? As ek nie hou van 'n ding nie, of wat ook al, dan besluit ek net, ek sny dit af, ek knip dit af, ek maak of dit nie is nie. En ek distansieer myself daarin. En ons 3 terminologie wat in hierdie cancel culture redelik prominent opkom. Unfriend, unfollow, unalive. Het jy het al gehoor? Dit gebeur ongelukkig so baie. Mense blok mekaar op oproepe. Ek unfriend jou. Jy is nie meer my vriend nie. Al is jy my familielid, ek unfriend jou. As jy iets gesê het wat ek nie van hou nie, ek unfollow jou. En deesdae kan jy nie sê wat jy wil sê nie, so jy unalive iemand. Ek unalive jou. Maar ek wil ook hê jy moet oplet wat hier agter my is op hierdie verhoog. Want jy sien, dit gaan nie net oor die vla nie. Dit gaan oor iets baie groter. En die koninkryk van God is in die middel van al hierdie goed. Die koninkryk van God wat ek en jy verteenwoordig. En die koninkryk van God werk 'n klein bietjie anders. Die realiteit daarvan is, al is hierdie wêreld 'n kultuur wat so maklik cancel, wat mense sommer net afskryf, wat mense afsny, is disippelskap nie 'n trend nie. Ek wil vir jou mooi sê, om 'n volgeling van Jesus te wees is nie 'n trend nie. Dit om Jesus te volg gaan oor lojaliteit. En dit is die sentrale boodskap van hierdie maand se boodskappe. Lojaliteit. En ek wil amper daarmee aansluit en sê volharding. Is dit nie? Want om 'n volgeling van Jesus te wees, vereis lojaliteit en vereis volharding. Ons het in Suid-Afrika fenominale paar weke van sport gehad. En ek sien hierdie mense daar staan met hulle vla. As ek 'n sporttrui vanmôre moes aantrek of iemand moes verteenwoordig, dan kies ek kant. Maar ek het vanmôre gekies om 'n kant te kies en dis die kant van die kruis, die koninkryk, om nie iets te verteenwoordig nie, maar iemand groter te verteenwoordig. So ons maandtema is hier om te bly. En soos ek vir sê, dit gaan oor lojaliteit. Dit gaan nie oor 'n vlag nie. Gaan oor hier om te bly. En ek wil gou vir jou vanmôre 'n kwotasie lees, 'n aanhaling, kwotasie so lelike anglisisme, ek so jammer vir die Afrikaanse juffrouens. 'n Aanhaling, maar is in Engels, wat so my hart gevat het. Hoor gou wat sê dit. Dit sê, following Jesus is not about convenience. It is all about commitment. En Pastor Roan het so 'n paar weke terug gepreek met Vadersdag, wat hy gepraat het oor daai, wanneer iets inconvenient en ongemaklik, ongerieflik. En soms om Jesus te volg, is juist dit. Dis 'n ongerieflike plek om te wees. Dit is om te sê, luister, ek wil graag sê hierdie is alright, maar ek kan nie. My hartsoortuiging sê vir my dat hierdie kan net nie. Ek kan nie daai vlag waai nie. Julle weet wat ek sê. Ek kan nie staan op 'n sekere plek nie, want ek verteenwoordig soveel meer as myself. En dis 'n commitment wat partykeer van my en jou vereis om, ek wil amper sê, te gaan sterk staan en sê, jammer, ek kan nie skuif nie, ek kan nie saamstem nie. Lojaliteit
is nie gemak nie, dis toewyding. En loyaliteit beteken ek bly staan, selfs wanneer my emosies wil weghardloop. Is dit nie waar nie? So net waar jy is, wil ek vir jou vra om jou oë te sluit en dan gaan ons saam bid. Hemelse Vader, vanmôre is hierdie u woord, u hart, en ek glo dat ek by u gehoor het wat u wil sê. So vanmôre is dit my hart, dat u in elke hart van môre sal praat, of ons hier in die kerk is, en of ons ver is, of ons oortuig is van 'n besluit wat ons gemaak het, en of ons nog hinker, of ons nog wonder, is dit my gebed dat u vanmôre sal praat met elke hart, en dat u vir ons 'n ewigheidsperspektief sal gee in dit wat saak maak. Here, in hierdie oggend is dit my gebed dat u vanmôre op hierdie verhoog sal staan, nie ek nie, minder van Lindy, meer van u, Here. Kom u vanmôre in en wees u vanmôre die een wat hierdie woord oopbreek. Ons bid dit in Jesus naam alleen. Amen. Goed. Soos ek gesê het, hierdie twee vlae wat hier agter my is, verteenwoordig eintlik baie vrae. 'n Verskriklike groot hoeveelheid vrae. Suid-Afrika is in 'n baie interessante situasie op die oomblik, en dis redelik na in die huis. Hierdie afgelope week was meeste van ons Dinsdag by die huis, as gevolg van die March and March optogte. En wat so fenomenaal is, wat ek na die tyd aan besef, soveel kinders van God het in hierdie afgelope week in gebed in die gaping gaan staan. 2021 was chaos in Suid-Afrika. Ons kan dit vir mekaar sê, die looting en die geweld en die goeters wat gebeur het en die verlies aan mense lewens, dink ek, het meeste van ons half op 'n plek gesit wat ons geweet het, hierdie het potensiaal om skeef te loop. Maar soveel kinders van God en kerke reg oor hierdie land en reg oor die wêreld se gebede, wil ek vir jou nou sê, was rolspelers om daardie ding te staak, te stop. Dit was dalk 'n menslike optog, maar ek sê vir jou, daar was 'n geestelike opstand wat gesê het, stop. Jy mag nie kruis nie. En ek dink meeste van ons het dit redelik rustig beleef. Maar daar is 'n stuk van hierdie goeters wat gebeur, wat 'n realiteit is, selfs vir kinders van God wat in God glo, wat soms twyfel in ons harte losmaak, wat soms vrees in my en jou harte losmaak, wat soms vra in van ons harte losmaak, en ons as kerk kan nie wegskram en nie oor hierdie goed praat nie, want is relevant, is dit nie waar nie? Jy sien ons baie mense wat dink oor hierdie refugee status om dalk Amerika as 'n opsie te oorweeg. Ons baie mense, en jy is dalk as gesin vanmôre in die kerk, en jy weet jy mag niks sê nie, want jy onderteken 'n NDA, 'n non-disclosure agreement, wat sê ek sal nie hieroor praat nie. Maar die probleem van hierdie goeters is dat baie keer maak ons daardie keuses as gevolg van ons twyfel en ons vra en ons vrees. Dit word die motivering ook om ons sekere goeters te doen. En vanmôre wil ek vir jou sê, daar is nie 'n one size fits all antwoord nie. Nie vir een van ons is daar 'n one size fits all antwoord nie. Maar daar is een ding wat ek en jy vir mekaar kan eerlik sê. Waar my hart is en waar aan my hart behoort, maak saak. Binne in dit maak saak. Hoekom sê ek dit vir jou? Daar is 'n stuk binne in elke een van ons se oorwegings vir ons sekere goeders moet besef. Dit gaan nie oor 'n vlag nie, dit gaan oor 'n kruis. My en jou bestaansreg en lewe gaan nie omdat ons loyaliteit kies aan 'n kant nie. Dis omdat ons 'n iemand gekies het. En dalk moet ons gebede rondom van hierdie besluite dalk net weeg aan iets anders. So ek sê dit vir jou, daar's nie 'n one size fits all nie. Maar om vir die Here te vra, Here, waarheen lei U my? Waarheen lei U my? Om te vra, waar lê my verantwoordelikheid? En regtig vir jouself te vra, waar is jou hart? Waar is jou hart? Ek en Jaco het 'n vrou ontmoet, sendeling, wat jare terug in Brakpan Wes gemeente kom getuig het. Sy werk in die Midde-Ooste, in die Gaza strook tussen die moslems.
En op 'n stadium daar's maar altyd oorlog. Dis nie 'n lekker plek om te wees nie. En iemand vra vir haar, Esther, is jy nie bang nie? En haar ouers wil met mag en geweld hê sy moet terugkom huis toe. En sy sê hierdie woorde: die veiligste plek om te wees is in die wil van die Here. Ek wil hê jy moet sink in jou hart. Die veiligste plek om te wees is in die wil van die Here. So wat beteken 'n huis? Huis is baie meer as 'n adres. Is baie meer as 'n adres. Huis beteken vir elkeen van ons wat hier sit iets anders. Vir sekere mense beteken huiskultuur. Dis om te kan sê, ek is 'n Suid-Afrikaanse boer. En jy is so trots daarop. Dis deel van jou karakter van wie jy is, nê? Ons familie was woeste loyale Lions. En ek moet vir jou sê, daar was 'n tyd gewees wat die Lions vrot gespeel het. Dit was baie moeilik om te sê jy's 'n Lion, want mense het naderhand grappies gemaak oor ons. Maar ek het net gevoel, dis die regte ding, you don't jump ship. Jy kan nie flip-flop wees nie, as jy commit, dan commit jy. Jy's 'n Lion, en jy's 'n Lion, en jy's 'n Lion. En ons het keer na keer verloor, maar jy sit daar getrou met jou rooi hemp en jou rooi gesig. Omdat die ouens alweer so droog gemaak het, jy weet. Maar daar's 'n stuk wat sekere mense, dat daardie kultuur of daardie ding wat jy verteenwoordig, dit is vir jou belangrik, dis hard. Vir ander mense is dit baie anders. Ek dink is iets wat baie mense nie verstaan van Suid-Afrikaners nie. Ons het 'n passie en 'n liefde vir hierdie land, hierdie grond. En dalk sit die mense dat jou hart is hierdie plek. Dis die stof en is die watervalle en dis die swaar kry en dis die reuk van die reën op hierdie Afrika grond. Dis dalk 'n plaashuis of dis dalk 'n stuk grond wat jy sê, jy verstaan nie, vir generasies het my familie hierdie grond bewerk. Ek is deel hiervan. En dis dalk vir jou huis. Ander mense worry nie waar hulle bly nie. Solank die mense waarvoor hulle lief is, by hulle is. Ek is bietjie een van hulle. As Jaco en my kinders by my is, my familie by my is, ek gee nie om waar ons is nie, dis huis. Maar dit verskil vir elkeen van ons. Daardie spesifieke definisie van wat beteken huis vir elkeen van ons. Jy sien, huis verteenwoordig 'n posisie van jou hart. Is dit nie? Dit is 'n plek van ek hoort hier. Ek behoort hier. Dis 'n plek van veiligheid. En ek praat nie van barbed wire en beams en die weering veiligheid nie. Dis 'n plek van my hart voel net hier reg. Hoor jy? Daai tipe veiligheid. Dis 'n plek van toewyding. Dis daai commitment aan die Lions, al verloor hulle. Of die wat of Bafana. Ek sê ja nee, ek kan amper alles, maar ek sukkel daar. Yes. Dis 'n stuk identiteit. Is dit nie? Huis is 'n stuk identiteit. En wat vir my so mooi is, ons lees in Matteus 6 vers 21 hierdie volgende gedeelte wat die Jesus sê, waar jou skat is, daar sal jou hart ook wees. Waar jou skat is, daar sal jou hart ook wees. En vanmôre is huis 'n stuk skat. Waar is jou skat? Ek dink dit is dit wat Josua op 'n stadium gedryf het, dat hy hierdie volgende gedeelte, ek het hom ook op die bord, waar Josua 24 vers 15 sê, Josua, ek gee nie om wat julle ouens besluit nie, wat my en my huis aanbetref, ons sal die Here dien. Jy hoor wat ek sê, hy was op 'n vreemde plek. Hy's op 'n plek waar hulle die beloofde land moet inneem en die Israeliete is verdwaal en verward en hulle harte trek terug en hulle verlang en hy sê vir hulle, ek gee nie om wat julle sê nie, wat my en my gesin aanbetref, ons sal die Here dien. En hy kies sy loyaliteit nie op grond van 'n plek of op grond van 'n vlag of op grond van 'n iets nie. Hy kies sy loyaliteit op grond van sy God. Kind van God, vanmôre verteenwoordig ek en jy baie goed. Baie van ons kom van plekke wat ek weet nie eens waar kom my mense oorspronklik vandaan nie. Maar ek weet wie is my God.
Ek weet wie is my God. In my hart vertrou ek dat my voorouers na hierdie plek toe gekom het, omdat hulle op missie was. Ek kan nie help om dit te glo, ek glo dit. Nou kom ek sê gou vir jou, dit vat iets om te bly. Dit vat verseker iets om te bly. Om te bly is nie passief nie, dis 'n doelbewuste keuse wat 'n mens maak. En dit kan vir verskillende redes wees. Ek het hierdie gedeelte in Matteus 24 vers 13 deurgeskryf binne in hierdie, maar voordat ons daar kom, wil ek gou vir jou sê, om te bly beteken nie jy doen niks nie. Dit beteken absoluut nie dat jy doen niks nie. Dit vra van my en jou 'n stuk geloof. Dit vat van my en jou 'n stuk wysheid, gebed, gehoorsaamheid, om op te kom op daai plek waar jy vir die Here vra, Here, waar wil U hê moet ek wees? Hoor jy wat sê ek? So as ons kyk na hierdie goeters en ons praat van beteken om te bly, of om te bly beteken iets, wil ek gou met jou praat oor iets wat ek en jy al baie gehoor het en wat van ons beleef het. In 'n huis wanneer ouers, 'n ma en 'n pa 'n gesin het, is daar goed wat soms gebeur. Jy sien, Amerika en Suid-Afrika het 'n groot krisis. Ons het paas wat nie kies om te bly nie. Wanneer dit taaf raak, sê hulle, ek het genoeg hiervan gehad, ek kan nie meer nie, en hulle kies om nie te bly nie. Dit vat iets om te kies om te bly. Dit vat iets, dit kos iets, om te kies om te bly, as alles sê, hardloop weg, jy het nie hierdie nodig nie, gaan eerder, enough is enough. Dit vat iets om te bly. Suid-Afrika, Amerika, ek wil vir jou sê, ek dink amper reg deur die wêreld is daar 'n tendens wat meer getuig van mense wat opgee en sê ek gaan quit, as mense wat sê, sak my kop, ek gaan deurdruk. Is dit nie? En as ek en jy as kind van God op 'n plek kom, moet ons hoor wat God sê. So hier's waar Matteus inkom. Matteus 24 vers 13 sê die volgende: maar wie tot die einde toe volhard, sal gered word. Wie tot die einde toe volhard. En ouens, dit koppel aan ons jaartema. Volheid en tyd. Ek seker daar was tye gewees wat Jaco al gedink het, hierdie vrou is mal. Hy hoef nie nou amen te sê nie. Ek is seker daar was oomblikke gewees waar konflik tussen ons so ongemaklik en so goor was, dat hy gedink het, ek wil net uit. My meisiekind is 18, sy studeer nou. Ek is seker, dat jy moet ook nie nou amen sê nie, dat sy al op 'n plek was, wat sy gedink het, ek wil net uit. Ek is onafhanklik, ek is 'n groot mens, gelukkig is sy nog in my en Jaco se sakke. Nee? Maar ek is vasoortuig, daar was oomblikke, wat selfs my kinders gedink het, Jesus, kan ons nie asseblief hulle ruil nie. Dit vat iets om te volhard tot die einde toe. Daar gaan 'n dag wees wat ons grys is, en ek herinner hulle gereeld aan daai dae, wat hulle vir ons 'n ouer huis moet kies. Dis hoekom ek en Jaco so goed is vir hulle. Nee? Die vorentoe, beloftes en verwagtinge wat ons het. Maar ouens, daar's een ding wat ons nodig het om vir mekaar te sê, want hier is ook waar, nie almal wat opdaag, maak klaar nie. Ek dink ek het dit op 'n stadium al genoem, ek en Jaco is verskriklik lief vir TV-programme so Survivor, en daar's nou 'n nuwe ene Outlast. Dit's wild. Dis baie lekker vir hierdie mense om in te skryf vir hierdie tipe kompetisies. Dis baie lekker as jy vol energie is, en jy het nou net lekker geëet, en jy's opgewonde oor alles. Ek sê vir jou nou, dit raak baie moeiliker as jy vir 'n paar dae nie geëet het nie. As jy vir 'n paar dae nie geslaap het nie, as jy so moeg is dat jou energievlakke op 0 is, eintlik op minus iets. Dit raak baie moeilik om deur te druk as jy siek is.
Maar daar's 'n stuk binne in Survivor, dis my gunsteling deel van elke liewe Survivor reeks wat ek nog so ver gekyk het, en ek sê vir jou, ek het hulle almal gekyk. Ek is 'n groot superfan, topfan, superfan. En my gunsteling deel is daardie episode waar hulle families ietsie van die huis af hulle stuur. Dis gewoonlik op daai plek waar die tank so laag is, jy kan sien daai ouens is opgee. Hulle sê ek is klaar. Ek spot altyd dan sê ek, weet, Here, gaan U hulle kom haal of moet ek hulle vir jou stuur? Maar ek dink in Survivor kom daar so 'n oomblik wat jy soos ek is klaar, ek wil net opgee. Maar die oomblik as hulle daai briefie van die huis af kry, of as hulle daai video van die huis af kry, of as hulle daai oproep kry, of een of ander ietsie van die huis, sien jy hoe verander alles. Jy sien, dis 'n oomblik wanneer hulle onthou hoekom hulle daar is. In my en jou geestelike loop, kom maar ook soms oomblikke. Wanneer die lewe taaf is, en is moeilik, en ek en jy is genuine op daai plek waar ons net wil handdoek ingooi en sê, I've had enough. Dit is so. En dan het ons nodig om weer op 'n plek te kom, dat ek en jy ook onthou, hoekom ons hier is. Hoekom ek en jy opgedaag het. Jy sien, dit is die verskil tussen iemand wat 'n Survivor fan is, wat van die huis af kyk, want jy hoor al die cheery stories, hulle wys almal se gesprekke, en die ou wat letterlik daar is, en sê, jy verstaan nie, Survivor is baie moeiliker, as wat ek gedink het gaan wees. Hier sit van ons, wat van ons geestelike loop, so sê, jy's dalk deur 'n uitdaging van siekte, of deur verlies, of een of ander uitdaging. Was jy al daar wat alles verkeerd gaan? Weet jy hoeveel keer hoor ek by mense, dan sê hulle, ja, ek wil nie eintlik die Here vertrou nie, want elke keer as ek op daai plek is, dan gaan alles verkeerd. Was jy al daar? Daar's kere in mense se lewens wat hulle sê, ek wil net nie myself jinx nie. Want jou geestelike loop is partykeer 'n uitdaging. Dis moeilik om die regte ding te doen, as nie almal volgens dieselfde reëls speel nie. Ek kyk in die werkplekke, sekulêre werke, hoe wreed dit is, wanneer kinders van die Here werk doen, tussen mense wat God nie vertrou, of glo, of ken nie, en hulle het nie dieselfde waardesisteem as jy nie. Maar jy moet môre opdaag vir werk, want jy kort die salaris. Jy sien, nie almal wat opdaag maak klaar nie. Maar as ek en jy kan onthou, hoekom ons daar is, wat ons doel is, dan is dit soos om daai briefie te lees van die huis af, om ietsie te kry wat my hart vol maak, sodat ek kan deurdruk, sodat ek nie opgee nie, sodat ek my kop sak en aangaan. Ouens, ek wil gou vir jou sê, elke huis het sy kruis. Ek het dit al in 'n preek genoem op 'n stadium. Elke huis het sy kruis. Maar as ek en jy onthou hoekom is ons hier? Hoe lyk ons huis vir mense daar buite wat nie Jesus ken nie? En ons weet dat ons iets verteenwoordig wat hulle so na smag en nie het nie. Gee dit my en jou die motivering om weer te onthou, om goed te wees vir mekaar, om mooi met mekaar te praat, om reg te beklei, om nie verkeerd te beklei nie, nê? Om te vra, hoekom is jy hier? God het nie 'n fout gemaak dat ek en jy in Suid-Afrika gebore moes wees nie. Ons is tawwe mense. Kyk, ons is gemaak van ander stofasie. Ons is groot gemaak op ander maniere. Ek sien so 'n fotootjie op Facebook van 'n mamma wat so agter 'n ouetjie aan hardloop, en sê hulle, hierdie is ek en my mamma wat gaan vir 'n Saterdag hardloop. En sien sy kom agter my aan met 'n beld. Ons is groot gemaak op ander maniere. As jy bloei, dan sê jou ma, sy gebreek. As jy sê nee, dan sê sy nou, stop het. Hou op om te huil, of ek gaan jou rede gee om te huil. Ons is taaf groot gemaak. Ons is anders, ons dink anders as mense. Jy sit nie softies voor my nie.
Vandag kyk ek na mense wat sterk is, wat deur dinge al gegaan het, wat in Suid-Afrika al dinge beleef het, wat baie mense in die wêreld nog net van gehoor het. Ons praat met mense wat sê, hulle het op 'n stadium met die refugee status of aansoeke, praat hulle met mense wat hulle onderhoude doen. En op 'n stadium sê iemand vir een van die mense, ek verstaan nie julle Suid-Afrikaanse mense nie. Dan sê sy, hoekom? Sy sê, julle vertel ons hierdie goed wat met julle gebeur het, maar as ons vir julle vra, hoe gaan het, dan sê hulle, maar het gaan goed. Ek sê jou, jy's gemaak van ander stoffering. Wat binne in jou is, maak jou sterk. Wat binne in jou deponeer is, van jou voorouers, wat die Here lief gehad het en gedien het, en jou geleer het om die woord van God te glo, het jou iemand gemaak, wat uitstaan in hierdie wêreld. Ons is nie soos hulle nie. Amerika, Australië, Nederland, ek weet nie waar dit is nie, hulle kom het agter. Want die Suid-Afrikaanse mense is van hy kan nie dood nie. Jaco hardloop eendag 'n marathon en hy vertel, hy kom op 'n stadium op 'n optrane en 'n staf man, dis moeilik en daar kom so tannetjie by hom verby, groot lekker tannetjie, ou tannie. En toe sy sien my jong pragtige fikse man sukkel bietjie. Toe kom sy sê, come on lovey, hold on, I'll help you. Ek en jy is gemaak van ander stoffering. Binne in ons is daar soveel meer. Soveel meer. Ons vergeet dit partykeer hoe goed ons is. Kom ek lees vir jou 'n amazing gedeelte. In Hebreërs 3 vers 14 staan die volgende. Ons het deel gekry aan Christus. En ons het eintlik volhou aan die vertroue waarmee ons begin het. Het jy nog dit? Is jou vertroue in plek? Want dis daai goed dat ek en jy onthou waaroor dit gaan, wat gaan maak dat ek en jy die lyn gaan kruis. Die liefde binne in my en jou hart. Die familie, wat ek en jy lief het. Van hulle kry ons so skaam oor, ek gaan eers lieg nie. Maar dis jou mense. Ek onthou op 'n stadium my ouma se begrafnis, toe praat ek oor hulle boeties en sissies, en ek sê vir hulle, jy verstaan nie, hierdie mense kan lelik met mekaar beklei, maar jy wil nie sien hoe hulle vir mekaar beklei nie. En ek dink dis hoe ons as kinders van die Here is. Ons familie is groot. You don't poke a giant. You don't poke a bear. Binne in ons is daar 'n ding, dat wanneer iemand seermaak waarvoor ek lief is, dan kom daar 'n ander stuk van my uit. 'n Stuk wat wil verdedig, 'n stuk wat wil opstaan vir dit wat reg is, 'n stuk wat sal beklei teen ongeregtigheid, 'n stuk wat ander mense partykeer nie van my en jou kan verstaan nie. Hoekom? Want ons kan onthou waaroor hierdie goeters gaan. Hoekom is jy hier? Kan jy nog onthou? Jou roeping, dit wat God vir jou gesê het om te kom doen in jou familie, in jou huis, in hierdie land, in hierdie dorp. Kan jy dit onthou? Hoekom is jy hier? Hoekom het ek en jy Jesus begin volg? Want ek en jy sit nie net vanmôre hier so met ons rugby like nie. Ek en jy sit vanmôre hier want ons het een algemene ding in gemeen. Die feit dat ons kinders van God is en Jesus volg. Dit maak ons baie anders as baie mense daar buite. Kan jy onthou hoekom jy hom volg? Is daai motivering in jou hart nog steeds in plek? Want dit beteken, dit gaan my en jou sterk maak, dat wanneer die storms van hierdie lewe kom, wat gaan kom, ek en jy het gaan deursien of nie. Dan hier deel so ding van 'n lakmoestoets in Psalm 15. 'n Lakmoestoets is soos 'n, jy weet daai swembad goetertjies wat so 'n streepietjie op het, dan druk jy hom in die water en dan wys hy vir jou hoeveel suur is in jou swembad. Kom ons gebruik hom as 'n voorbeeld. Okay? Hoor gou wat sê Psalm 15. Sê die volgende: Wie het die reg om in die woonplek te kom, Here? Wie het die reg om in die woonplek te kom? Hoor wat sê hy. Ek lees nou die skrif vir jou. Die opsomming is bietjie daar.
Wie mag in u heilige berg vertoef? En hoor wat staan nie, hoor wat die kriteria. Hy wat onberispelik wandel en doen wat reg is. Wat met sy hele hart die waarheid praat, nie kwaad praat nie. Sy medemens nie kwaad aandoen nie en niemand beledig nie. Hy wat die verag wat deur God verwerp is, maar almal eer wat die Here dien. Hy wat woord hou, selfs tot sy eie skade. Kou bietjie aan hom. Sy geld nie op rente uitleen nie en hom nie laat omkoop om die onskuldige tekort te doen nie. Wie hom hier aanhou, sal nooit wankel nie. Dis die vereiste, die lakmoestoets vir my en jou as kind van God. En as ek en jy volgens hierdie vereistes lewe, gaan Suid-Afrika 'n beter plek wees, ja of nee? Ja. As ek en jy net onthou om die regte ding te doen in elke situasie, gaan hierdie wêreld kan verander, hierdie dorp verander, jou huis verander, jou familie verander. Kom ek sê gou vir jou, loyaliteit wys wanneer dit jou iets kos. Dis soos 'n swangerskaptoets. Jy het die bewys in jou hand, maar niemand kan nog sien wat gebeur nie. Loyaliteit is 'n ding wat aan die binnekant begin, voordat die wêreld dit daar buite kan sien. Loyaliteit bewys nie, kom ek sê dit so, op jou troudag nie. Loyaliteit wys deur daai botter en worsdeel. Loyaliteit wys in richer and in poorer, in die poorer deel. Loyaliteit wys wanneer in seeking no other seisoen van jou lewe. Dis waar loyaliteit bewys word. Wanneer die moeilike goeders my en jou konfronteer en ek en jy reg kies om te bly, kies om vas te byt, kies om deur te druk, kies om te onthou wie ons verteenwoordig. Kies om te onthou wie ek en jy verteenwoordig. God beloof my en jou, hy sal ons nooit los nie, nooit nie. 2 Korintiërs 12 vers 9 sê die Here die volgende: my genade is vir jou genoeg, want my krag kom juis tot volle werking wanneer jy swak is. Kind van God, jy hoef nie sterk te wees nie, jy hoef net taaf te wees. Dis so seëning. Ek en jy het 'n stuk seëning in ons binnekant. Die Here weet wat ek en jy nodig het. En daai dag wanneer ek en jy nie sterk genoeg voel nie, kan ek vir jou dit vertel, dan het God jou. Dan het God jou. Dan is hy die een wat op daai plek staan en sê ek sal. So, hier's die vraag, should I stay or should I go? Daar is situasies in sekere mense se lewens wat gevaarlik is. Daar is sekere mense in situasies wat ongesond is. Ek praat nie van dit nie. Maar soms het jy nodig om meer te vra as 'n landsvlag. Should I stay or should I go? Rondom vriendskappe, rondom verhoudings, rondom sekere goeders waarmee jy besig is. Dat daai lakmoestoets van jou lewe reg kan meet. Should I stay or should I go? Ek weet hier's mense wat worsteling het oor hulle werke om te sê, joh, is ek op die regte plek? Of is ek nie op die regte plek nie? Daar's mense wat relevant vandag bid oor, Here, moet ek immigreer? Moet ek my familie vat en gaan? So kom ek sê dit vir jou. As jy gaan op missie. As jy bly op missie. Hoor jy? As jy gaan, bly op missie. As jy bly op missie. Hoekom? Ek en jy het 'n hemelse fokus nodig. Hierdie goeders is essensieel om my en jou op koers te hou, want dit gaan nie oor die landsvlag nie. Ek sê jou vir jou, huis is nie 'n adres nie, dis nie 'n plek nie, dis 'n destinasie ook vir my en jou as kind van God. Dis 'n plek waar ek en jy hoort. Kom ek lees gou vir jou hierdie skrifgedeelte
in mag net om gou kry. Filippense 3 vers 20, kosbaar. En ek wil hê jy moet mooi hierdie ding onthou. Dis baie belangrik. Maar ons is burgers van die hemel. Dit is my en jou vlag. Hoor jy? Ons is burgers van die hemel, van waaraf ons ook die Here Jesus as verlosser verwag. Hoor jy my? Dit gaan nie oor waar jy bly nie, dit gaan nie oor waar jy is nie, dit gaan nie oor wat se vlag jy swaai nie. Daar's soveel meer. Jy is 'n burger van die koninkryk van God, 'n burger van die hemel. Dit is eintlik my en jou enigste vlag. Ek bly in Suid-Afrika, maar ek verteenwoordig 'n ander vlag met 'n kruis en 'n kroon. Dis my vlag waarvoor ek buig, waarvoor ek lag, waarvoor ek op aandag staan. Dis my en jou vlag as kind van God, nie hierdie nie. Hierdie maak op die einde van die dag nie saak nie. Dit is soveel anders. En wanneer dinge swaar raak, verander jou fokus. Ek het so 'n paar weke terug gepreek. Kyk dan op. Kyk dan op om vir die Here te vra, Here, waar wil U hê moet ek wees? Ek gaan afsluit, ek gaan land hiermee. Paulus skryf die volgende in 2 Timoteus 4 vers 7 tot 8. Hy sê, ek het die goeie stryd gestry, ek het die wedloop voltooi en ek het die geloof behou. Ek hoop dit is my en jou finale punt ook. Maar hierdie is die kern. Ek ry in die kar en ek luister 'n advertensie wat opkom. Netbank Commercial Banking. En ek wil eintlik vir hulle 'n boodskap stuur en vir hulle sê, hoorie, on point guys. Hoor wat sê hulle? Hulle sê, if you can see what others don't, then you can do what others can't. Hoor hom weer. If you can see what others don't, then you can do what others can't. Op hierdie noot wil ek vir ons mense wat vir my gaan help met die nagmaal vra om gou vorentoe te kom. En ek wil hierdie stelling maak. Visie help jou om te doen wat ander nie kan doen nie, omdat jy sien wat ander nie kan sien nie. Familie, Jesus is my en jou fokuspunt. En ook kom 'n stuk waar hy met sy kinders praat, om sy missie duidelik vir my en jou te kom maak. Jy sien, hy was nie net hier op aarde vir sommer net nie. Jesus het gegaan met 'n baie spesifieke doel, sodat daar vir my en jou in die Vaderhuis plek kan wees. Dis waar huis eintlik vir my en jou is. Kom ek lees gou vir jou wat staan in Johannes 14, van vers 2 en vers 3 af. Het sê, in die huis van my Vader is baie woonplek. As dit nie so was nie, sou ek dit nie vir julle gesê het nie. Ek gaan om vir julle plek gereed te maak. En as ek gegaan het en vir julle plek gereed gemaak het, kom ek terug en sal ek julle na my toe neem, sodat julle ook kan wees waar ek is. En julle ken die weg na die plek waarheen ek gaan. Familie, Jesus praat huistaal. Jesus praat huistaal. Hy praat oor plek. Hy praat oor voorbereiding. Hy praat oor huis toe kom. Hy praat oor huis toe kom. Jy sien, hy praat nie oor oorleef nie. As jy maar oorleef. Hy praat oor huis toe kom. Waar is jou hart? Is jou fokus nog reg? Want Jesus het nie een oomblik huis uit die oog gehad nie. Dit was huis toe gaan wat Jesus se motivering was, dat hy sê vir die vreugde daarna het hy smarte verdra. Hierdie kruis agter my en jou verteenwoordig soveel meer
vir my en jou. Gister in Amerika was the 4th of July en vriende in Amerika stuur vir ons videoetjies van fireworks en vla en goed wat mense doen, vlotte, jy weet die goed wat jy op TV sien, regtig net daar voor hulle. Maar wat my vang, is keer na keer kom daar 'n vlot verby met die volgende woorde: Freedom was not free. Jesus Christus, net voordat hulle hom uitlewer om gekruisig te word, doen een van die ongelooflikste goed. Hy laat sit sy disippels aan 'n tafel by hom. Eendag gaan ons ook aan 'n feesmaal aan 'n tafel by hom sit. En hy sê vir hulle, hierdie gaan die laaste keer wees wat ek hierdie saam met julle gaan doen. Die volgende keer gaan dit in die Pa se huis wees. Volgende keer gaan jy by die huis wees as ek weer saam met julle hierdie gaan doen. En hy vat die brood en hy breek dit. En hy sê, neem, eet. Dit is my liggaam vir julle gebreek. Vir die redding wat jy gaan ontvang by my. Vir jou hemelse paspoort, wat hulle nie eens besef het nie. En hy vat die wyn en hy gooi dit in, en hy sê vir hulle, neem en drink van hierdie wyn. Dit is 'n teken van die verbond, wat gesluit word, verbond belofte, dat dit wat ek sê waar is. En ek dink daai aand sit die disippels en hulle eet die broodjie en hulle drink die wyn, maar hulle het nog nie regtig besef that freedom would not come free. My en jou vryheid het so 'n massiewe prys gekos. Ek weet nie waar dit gaan nie. En dalk is jy op 'n plek waar jou hart onstuimig is, seer is, hartseer is, gebreek is, dalk is jou lyf besig om deur 'n ding te gaan. Deur sy wonde het daar vir jou my genesing gekom. Gees, siel en liggaam. So vanmôre wil ek vir jou sê dat God het vir jou plek voorberei. As jy dit vergeet het, kom herinner ek jou. As jy dalk nog nooit 'n keuse gemaak het vir Christus nie, wil ek nou vandag vir jou sê, daar's 'n hemelse paspoort. 'n Hemelse paspoort wat sê, Neil Smit, burger van die hemel. Daar's 'n plek vir my en jou, in voorbereiding, en 'n verlosser wat beloof het dat hy sal terugkom om my en jou te kom haal. Vanmôre is hierdie tafel vir elke gelowige. En die Here sê, doen dit elke keer as jy by mekaar kom, in herinnering van die beloftes. Jy en ek het 'n belofte groter as net, my woord is my eer. Jy's 'n klaf Afrikaans. Beloftes maak skuld. Maar kom ek sê vir jou nou, vandag sê Jesus vir my en jou, my woord is my eer. Beloftes maak skuld. Net waar jy is. Kom ons sluit ons oë, dan gaan ons saam bid. Here, van ons sit in hierdie kerk en ons is homesick, Here. Ons is homesick. Ons is in 'n wêreld wat so gebroken is en so nie soos hemel lyk nie. Dit voel so survivor vir baie van ons. Maar Here, dis my gebed dat U wat vanmôre ons kom herinner, huis is waar die hart is. Dat U liefde vir ons 'n bewys was, meer as wat woorde ooit sou kon sê. Here, U het die dade gedoen wat ons vryheid kom wen het. En vanmôre is dit my gebed dat U hierdie tafel sal seën. Dat U hierdie huis sal seën. Dat U hierdie huisgesin sal seën.
Here, en waar ons ook al onsself bevind oor die wêreld, van ons vanmôre hier in die kerk en van ons iewers op vreemde grond, dat ons almal vanmôre sal onthou, home is where the heart is. Here, dat ons hier is om te bly. Vir nou is ons op missie. Ons is op missie, maak nie saak waar ons onsself bevind nie. Maar Here, ons is ook op pad huis toe. En tot daai dag gebeur, wat ons huis toe gaan, is dit my gebed, dat die elkeen van ons sal beskerm, ons sal bewaar, ons sal herinner, hoekom ons doen wat ons doen, en dat ons nie sal opgee nie. Maar Here, dat ons sal deurdruk, en dat ons sal klaarmaak, daai wenstreep sal kruis, voluit en tyd. Dis my gebed vir elkeen van ons wat vanmôre hier sit en die liefhet. Ek bid die seën na vir ons almal. Dankie, dankie, dankie vir die kruis. En dankie vir die belofte, Here. In Jesus se wonderlike liefde. En in U naam.